is 'n eenvoudige waarheid wat ons almal al ergens ervaar het. Oor tyd begin jy lyk soos die mense saam met wie jy die meeste tyd spandeer. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nie door, dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Ek bedoel nie fisies nie, maar in hoe jy dink, hoe jy praat, hoe jy reageer. Dis nie dramaties nie, dis subtiel, dis stadig, maar is onvermydelik. Die skrywer van Spreuke stel dit reguit. Wie met wyse mense omgaan word wys. Met ander woorde, die rigting van jou lewe word grootliks beïnvloed deur die mense langs jou. Ons almal ken dit, ons kindertjies wat in Suid-Afrika gebore is en 'n stukkie daar gebly het. Ek sien nou met Ivan en Mare. Hulle klink soos Britte as hulle Engels praat, net soos in jou huis, met jou kinders. Dit maak regtig saak met wie jy omsingel. Ons leef in 'n tyd waar individualiteit hoog geag word. Ons hou daarvan om te dink ons vorm onsself. Ons kies ons eie pad, ons bou ons eie lewe. En tog wys navorsing en ervaring oor en oor dieselfde ding. Jou gewoontes, jou oortuigings en selfs jou hoop word gevorm deur jou omgewing. Jy kan die beste bedoelings hê, maar as jy omring is deur mense wat in 'n ander rigting beweeg, raak dit moeilik om konsekwent in jou eie rigting te bly. Andersom is dit ook waar. Wanneer jy omring is deur mense wat groei, wat probeer, wat eerlik is oor hulle stryd, raak dit makliker om self te groei. Nou hier lê 'n belangrike insig vir geloof. Baie mense dink geloof is hoofsaaklike persoonlike besluit, iets wat tussen jou en God gebeur. En daar is waarheid daarin, maar oor tyd word geloof ook 'n gemeenskaplike ritme. Die mense langs jou beïnvloed hoe jy dink oor vergifnis, oor geld, oor getrouheid, oor hoop en wat ook al. As jy in 'n omgewing is waar geloof net 'n idee is, word dit maklik ook vir jou net 'n idee. As jy in 'n omgewing is waar geloof geleef word, onvolmaak maar eerlik, word dit makliker om self te leef wat jy glo. Interessant genoeg het Jesus nie net mense geroep om hom individueel te volg nie. Hy het 'n groep gevorm, disippels wat saam gereis het, saam geëet het, saam gesukkel het om te verstaan. Hulle het mekaar beïnvloed, hulle het mekaar gevorm en oor tyd het daardie klein groepie mense 'n beweging geword wat veel groter was as enige individu. Nie omdat elkeen perfek was nie, maar omdat hulle saam in dieselfde rigting beweeg het. Ja, hier by SA Gemeente praat ons van die nommer 1 netwerk vir jou lewe, nie net as 'n visie nie, maar as 'n werklikheid. Die mense rondom jou vorm jou. Hulle help jou volhou wanneer jy moeg raak. Hulle herinner jou aan wat saak maak wanneer jy dit vergeet. En oor tyd begin jy agterkom. Ek word anders, omdat ek nie alleen leef nie. Ek dink anders, ek reageer anders, ek hoop anders. Miskien is dit die moeite werd om jouself 'n eerlike vraag te vra. In watter rigting beweeg die mense langs my? Want as Spreuke reg is en ervaring dit bevestig, gaan jy oor tyd in dieselfde rigting beweeg. Dis nie 'n bedreiging nie, dis 'n uitnodiging. 'n Uitnodiging om jouself te omring met mense wat jou help word wie jy hoop om te wees. Want baie min mense word per ongeluk die persoon wat hulle wil wees. Meeste van ons word daardie persoon in die geselskap van ander wat in dieselfde rigting loop. En daarom nooi ek jou, kom word deel van SA Gemeente, kom doen in SA Gemeente. En ek nooi jou om deel te word van 'n groeigroep as jy nog nie is nie. Ons wil jou behoorlik leer ken. En ons sal vir jou goed wees. Tot môre, mooi loop.